Welkom by Koffie vir Twee, waar moederskap, vrouwees, huwelik en totale chaos saam bestaan. Dis regte lewe, dis lag terwyl jy huil, dit is koffie vir twee. So, Shalom. welkom by episode 25 Julle van boggend, Koffie Daddy. vir twee. Dankie my. Ja, maar jy nou is, nou sy silkie ookie vandag. Ojai. So, ons praat vandag oor lewe na kinders of 'n kind. En sê nou maar hoe dit ons huwelik beïnvloed het, geaffekteer het. Fokus jy of is jy besig met ander goeders? Ek luister wat jy sê. Okay, maak Jy's besig met die oogkontak, intro. maak oogkontak dan met my. Sorry mamma. So, maar in elk geval, welkom terug op ons podcast. As ek oogkontak maak, kan ek vanaand eet. Ag, jy jok. Okay. So die eerste vraagie wat ek hier het is, jy gaan nie met Hazel heeltyd karring nie, Michael. Die mense gaan nie kan fokus nie. Hazel, hou op lek, ek gaan jou pak slaag gee. Wat? So mamma gaan hierdie nog uit hier, so Okay. niemand gaan weet sy's vieslik met jou nie. Okay. Sy vrou op hierdie sitting kan ook met die okay. Okay. Hoe sal jy sê het lewe verander vandat ons ouers geword het? Dit het redelik nog baie verander. En ook nie. So daar's altyd hierdie van soos yesterday, soos hierdie aanhou en jy weet nie wat gaan gebeur nie. Maar baie bly eintlik dieselfde. Maar ons ook baie wat verander. Soos ek onthou in die begin het ons soos nou moet ons pram vat en ons moet daar in 'n karstoeltjie sit en dan gaan ons en dan vergeet onthou ons ook krap ons het die doekesak vergeet, verstaan jy? Maar daar het ook nou nie so baie eintlik verander nie. Dit is ek dink hoekom dit dalk bietjie makliker was vir my is een ek 'n awesome vrou en twee ons het 'n hond. Ons was klaar gewoond aan soos as ons ergens heen gaan, as ons plekke gaan, het ons al leash, het ons al water, het ons al kos, het ons dit. So dit het En ook ek voel ons het jy soos vir alles ons soos op vakansie gegaan het of na mense toe gegaan het of wat ook al, ons moes al klaar soos aan Hazel dink. Ons kon nie net goed so selfish wees en aan onsself dink en dink okay, ons gaan nou na soos toe ons al saam see toe gevat het. Ons het net plekke heen gegaan of uitstappies gaan doen waar sy ook kon saam gaan of soos die een restaurant wat pet friendly is. So daai het voel ek soos okay, dis nou is baie anders nog steeds as 'n kind. Ja, maar dit daar het is- ons al klaar geleer die beginsel van soos okay, jy kan nie net aan jouself dink nie. Jy moet dink aan ja. vir wie Dit jy is verantwoordelik is ook. Ek dink Hazeltjie was vir ons net soos fietsry met training wheels. So dis glad nie 100% dieselfde nie, maar dit het dit makliker gemaak om te transition na dit toe. En so was klaar na 'n maandjie. Ek onthou nog, ek het een keer gery of ons was ergens, ek kan nie onthou nie. En toe dink ek nog by myself, flip dit maar, as ons nou 'n kind kry, hoe gaan ons na plekke heen gaan want waar gaan ons die kind los? En toe is dit soos oor die dis nie 'n hond nie, dis 'n kind. Die kind gaan saam met ons kan kom. Maar ek dink ons is so gewoond dat soos daar party plekke is wat nie pet friendly is nie. Ja. Want dit is so ja, die kind kan Ja, daarom so ook. waar gaan ons die kind los? Nee, sy kan saamkom. So, maar Nee, ja, so dit Maar ek moet ook sê soos en ek dink dit is dalk hoekom lewe nie vir ons so baie verander het nie. Is nommer 1 ons wou graag kinders hê. Soos dit was iets waarop ons besluit het ons gereed voor is en ook dit is vir ons lekker om goed saam met haar te doen. So dit is nie van ons het konstant iemand nodig om na haar te kyk nie want ons wil alles saam met haar doen. En ek dink dis iets wat ons want baie mense het aan die begin vir my gevra, maar hoe het julle al want ons het al soos toe sy 'n paar dae oud was, het ons al plekke heen gegaan. En dan mense my gevra, hoe doen jy dit al so gou? Maar ek's bly ons het dit nie toe oordink nie en ons het toe al goed met haar begin doen want as ons dit nie in daai begin stadium gedoen het nie, dan nommer 1 dink ek nie sy sou soos ooit in publiek geslaap het nie, wat vir ons ander probleme sou veroorsaak. En ook dan sou ons 10-1 meeste van die tyd of al by iemand wou gaan aflaai het, want is te moeilik om met haar uit te gaan of wat ook al, of ons sou by die huis moes bly. So ek's baie bly ons het dit eintlik van die begin af daar's gedoen. ander voordele ook want kyk soos om al met haar uit te gegaan het, voel dit soos ja, okay, mate voor oë. Sy is nog steeds baie klein, sy is nog steeds 'n babatjie, sy is nog steeds nie
En as mens nou jy kan nie te veel doen, too much en te blootstel nie, maar jy kan ook die kind weghou van sekere goed af nie, want dis juist wat hulle immuunstelsel bou. So mense wat soos allergie het vir goeters en wat ook al, is meer 'n flaw in hulle immuunstelsel oor dat hulle dalk net een keer blootgestel was aan 'n sekere ding en toe nou word hulle allergies daarvoor of hulle was glad nie blootgestel aan dit nie. Nou ek kan nou dis nou ek is glad nie 'n mediese dokter of dit nie, maar dis min of meer the gist of it. En ek dink deur om met so skerratjie uit te gegaan het terwyl sy nog so babietjie is en goed en haar blootgestel het aan soos lewe wat tog nou nie die skoonste plek is nie, maak haar ook 'n baie sterker babietjie, want as ek vat, was net daai een keer wat sy daai soos Bietjie verkouerig was, siek ja. was en verder die hele winter deur is ons nogal gebless wat die Here haar regtig gesond gehou het. Ek dink ek was sieker as sy gewees hierdie laaste Ek tyd. dink ek moet wel sê, soos aan die begin, ja, dit is stresvol om jou baba in publiek uit te vat en ek sal sê, hê nog steeds definitief jou boundaries met mense wat soos aan 'n gesiggie vat of mense wat aan haar wil raak of Ja, goed. ja, ja. Hê streng boundaries daar, want die ding is, jy weet nie waar daai mense in die publiek soos oral, of hulle in die toilet was of hulle, maar either way, of hulle, dit Ja, maak nie ja. 'n saak waar hulle was nie. Vreemde mense is nie supposed om aan jou kind te vat nie. Ja. Maar dit is ook al 'n gesprek wat ons al hier op die podcast gehad het. Ja, ja. Maar ja, Bespreek vooraf wat jy wil kies. Ja. Besluit vooraf wat jy wil hê. Ja, sodat Ja, as dit gebeur, nou die dag het iemand aan haar gesiggie gevat en dit was nie weer soos ek wat half net my tong byt nie, ek het dadelik gesê, moenie aan haar gesig vat nie, ons hou nie daarvan as mense aan haar gesiggie vat nie, maar ja, dit is stresvol met 'n baba uit te gaan, maar ek dink sy het so aangepas by ons lewe en ons leefstyl, ewen met die draf saam. Aan die begin was dit vir my nie lekker om alleen te gaan draf sonder jou en haar nie, en dit was tyd wat ek weg was van julle af, waar nou is dit just, maar sy kom saam, ons trek haar warm aan en sy kom saam. So ek dink dit is dalk hoekom dit nie vir ons so baie gechange Sy het nie, as lê in- nou net nie meer nie, sy wil nou reg. sy wil regop sit, ja, maar dis die ding, soos ek dink sy het baie by ons leefstyl aangepas, en ons bring haar saam vir alles. Dis die ding, ons soos mens moenie regtig aanpas by jou baba nie. Want jy soos julle is die ouers, jy's in beheer, jy kies wat gedoen moet word. En soos maar obviously 'n baba verander tog goed. So jy as Die ouer manier kan nie net net waarop aangaan jy- soos wat jy aangegaan het voor die tyd. Daar is goed wat verander, maar dit is nie van soos luister hierso alles gaan er net rondom die baba nie. Want soos nou die oefen, as ons as ek en jy saam gaan gym en ons kan nou nie by jou ma aflaai of ding so dit nie. Dan kom sy saam gym toe. Dis nou nie van okay, ons gaan nou nie gaan gym nie want sy kan nou nie wat ook al of nou met die draf en goed. Want ook onthou sy gaan nou leer hoe sy gaan aanpas by ons lewe. Sy gaan sien, hoor jy, okay, ek wat in die oggende gaan gym. Dit gaan fases okay, dit totdat sy by 'n maatjie gaan kuier wat se pa nou nie in die oggende wil gaan gym nie, dan sê sy hoor jy, hoekom is jou pa nog hierso? As hulle nou regmaak vir skool of wat ook al. Ek weet nie hoe dit daai scenario uitspeel nie, maar dit gaan vir haar vreemd wees en ook soos as haar ma nou nie iets wil, die maatjie se ma nou niks doen, dan so ja, maar sy het gewoond geraak aan jy soos aktief, jy gaan gym, jy gaan draf, sy saam met die Maar draf, dis so presies- later gaan sy saam draf. En dit gaan nie vir haar snaaks wees nie, dit gaan vir haar normaal wees. Ek en So, Sinead het dit is- presies hierdie gesprek ook op 'n vorige episode gehad waar ons gesê het, soos jy maak eintlik jou kinders se normaal. Ja. Soos die So, die normaal goed van die waarvoor- wêreld hoef nie die normaal te wees Ja, nie. die- Jy kan jou kinders se normaal maak. En ek dink dit is 'n ouers se doel om iets te doen wat vir ons challenging is. Dis nie vir ons normaal nie, maar dit is dit verbeter jou en jou kinders se lewe en dit is challenging. Dit moet challenging wees. As dit nie vir jou challenging is nie, dan doen jy nie die regte ding nie. Maar daai challenging ding gaan dan die norm wees vir jou kind. En dan jou kind, wanneer hulle dan nou ouers word, moet dan iets challenging doen wat dan dit normaal vir hulle kinders doen. Waar dan so haar norm is klaar ons beste. Ja. En dis haar norm. So dan kan sy net op dit nog bou. Ja. En so kan sy en haar
kinders en haar kinders se kinders en klein kinders kan dan net beter wees. Dit is wat ons verantwoordelikheid is. So al is Dis dit wat die nou Here van ons verwag in elk geval. ja, so al is dit nou iets kleins soos in om nie soos ek los nou chippies. Ek weet nie, dit is okay, dis nou nie kleins. Vandag, dis môre is rugby, so Ek ons sal weet, sien. nee, ek weet klaar wat so chippies ek kry vir rugby. Dan verstaan jy, ek dink jy los dit. Nee, sy weet nog nie wat aangaan nie, sy. Wat het jy die meeste verras na sy gekom het? Iets wat my surprise het is hoe jy alles regtig net uitfigure soos wat jy gaan. Soos daar's eintlik so baie goed waarvoor ek nie prepared was nie. As ek nou terugkyk, ewen na die persoon wie ek was toe sy net gebore is ek soos ek het al so baie geleer. En dis regtig soos nou die dag iemand vir my gevra toe sê sy soos ek het soveel research al gedoen, ek's eintlik soos half oorlaai met inligting, en ek super uitgestres, want ek weet nie wat moet ek weet, wat moet ek nie weet, soos verstaan, daar's so baie goed op die internet en op social media en wat ook al, en toe sê ek ook net vir, ek dink regtig jy figure dit uit soos wat jy gaan. Regtig, dis eintlik die beste raad wat ek vir iemand kan gee. Dis wat my verbaas het, die Here het regtig vir jou natuurlike instink gegee om vir jou baba te kan soos voorsien. Ek dink dis vir my nogal 'n ding is, soos iets wat my verbaas het, is my soos gut feeling rondom haar. Want soos ma's, almal praat van 'n ma se instink en praat van soos rondom kinders en goed soos dit, maar jy as pa het ook 'n instinct, 'n gut feeling rakende van jou eie kind. Dit is nie net van soos beskerm en soos as daar nou iemand in jou erf is of 'n ding soos dit nie. Dit is ook soos die well-being van jou kind. Jy as pa het ook daai so dit het my redelik verbaas om te sien hoe die paar keer wat ek reg is. Ja. En so dit is awesome. En hierdie huwelik het ek nie gewoond aan om reg te wees nie. En al wanneer ek reg is wanneer jy dit besluit. Ja. Maar ja, so dit was nogal vir my iets gewees. Ek dink ook wat nog lekker was is soos Bybelversies, gedeeltes in die Bybel wat mense al hoeveel keer oorgelees het en om dit nou te lees, maar met die nuwe verstaan van iemand so lief hê, soos met jou saam was dit soos okay, ons het begin chat en dit het so stelselmatig begin, maar met Kyraatjie was dit soos bam, instantly liefde. En dis 'n ander tipe liefde. So dit was dit en ek dink dit kleur baie, dit bring baie kleur in. Is 'n nuwe lensie of wat ook al wat jy na die wêreld kyk. En ek dink wanneer ek dan nou Bybel gelees het en dan stukkies is wat ek al oor en oor gelees het, lees ek dit nou weer, maar ek kyk nou weer met hierdie nuwe lensie na dit en wat dit vir my soos heeltemal soos asof ek dit nou snap. So dit sal ek sê is nog awesome gewees. Ek moet sê, ek sit nou en dink en iets wat my verbaas het van myself is hoe soos dit voel of ek nou soos hyper alert is. Veral as ons uitgaan na plekke toe. Wat? Nee, my girl, jy is nog altyd hyper. Nee, ek voel ek was alert, maar ek voel ek's nou soos hyper. Soos elke persoon wat net naby my verby stap of iets is ek soos ja, veral as ek alleen is, nie as jy saam is nie. As jy saam is dan chill ek. Dan is ek walking on sunshine. Ja, maar dit is okay, maar dit is nee, maar as ek alleen is dit vir my baie stresvol in die publiek. Ek hoor jou en soos ek wil nie hê dit moet lekker nie, maar ek is happy om te hoor wanneer jy met Kyraatjie is dan sê jy soos jy's paraat. Ja. Want vir ons as mans, meeste mans is dit soos dis ons natuur. Dit is soos waar hulle nou praat van moms instinct is die nou waar die paas is soos
jy weet van die kar wat nou soos die afgelope 2 draaie jou so gevolg het. Jy weet van die ou wat nou om die hoek gaan kom. Jy het verstaan nie, soos dit is vir ons twee natuur en dit ek sal nie regtig sê dit stres ons uit nie. Dit stres my baie. Ja, maar sien dit stres ons nie uit nie, ons weet net van dit. Maar dit is ook goed want wanneer dit dan nou kom van okay, hoor ons moet nou reageer op 'n situasie, dan kom ons nie uit 'n stres uit nie. Ons is baie clear mind. Want hulle sê ook soos met soos hulle sê tussen mans en vrouens is vrouens meer akkuraat in stresvolle situasies rakende van as dit kom by soos geweer of 'n ding. Want hulle Ek sê nie dit ding nie. nee, maar die ding is die vrou skiet waar sy kyk. Die man skiet waar hy mik. En die man dink waar om te skiet. O, die vrou skiet net. Ja, so Oei. die vrou kyk en sy skiet. En waar kyk die vrouens gewoonlik? Ja. So en die man is soos okay, Oordink dit dalk 'n bietjie. ek sal nie sê oordink dit nie, maar kom meer met 'n uit want die O. vrou reageer op die stres Ja. en dit is 'n stresvolle situasie vir die man, maar die man reageer met 'n ek sal sê 'n 'n bietjie meer logiese 'n logiese okay, hoor hierso waar gaan dit actually ja, kom ons kyk Ek dalk ja. Ons is nou baie op topic, maar So, dis maar nogals dit is- eintlik interessant. Ja. Okay. Hoe sal jy sê het my en jou verhouding of huwelik verander na 'n baba? Wel ek moet sê soos die ons leefstyl het verbeter. Dis eintlik vir my baie weird want ek het gedink dit gaan slegter raak. Ja. Want almal het altyd gepraat van ja, maar slaap nou, jy gaan nooit Ja. weer slaap nie, jy gaan nooit weer tyd hê nie vir jouself nie. Nee, dis Soos dis so almal maar dit kan ook nou wees soos okay, ja, die Here wat ons gebless het met kerretjie. Want soos sy ja, is as 'n mens baie gesonde, maklike baba. ja, so daar kan soos babas wees wat dalk bietjie meer probleme, huil, so die Here het ons regtig gebless met kerretjie. Nie dat ander Maar- kinders jou blessing Nee, is nee, nie, nee, maar glad nie, maar soos hoe soos hoe rustig maklik en sy is. vriendelik sy Ja, is en goed. Ja. So ja, het sy my persoonlikheid gekry. Maar ek dink hoe ons leefstyl verbeter het, soos ek sal sê, kyk iets wat oorgedra het is ons eetgewoontes soort van soos Maar hierdie gaan 'n bietjie meer oor ons huwelik, Ja, soos ja, ons ek weet, huwelik maar- self. kyk, huwelik het jy net soos hier wil ek dit opsit, hier wil ek hierdie rak hê, hier wil ek die kassie hê, hier wil ek jy moet dit skuif. Dit is al wat ons huwelik hier wil ek nee, maar soos ons het ons eetgewoontes oorgedra, maar soos die way hoe ons nou oefen, soos jy was redelik nog consistent geweest met jou oefening en goed so dit, maar ek sal sê dit het in 'n next level drive ingegaan na Soos geboorte. postpartum. En even met my soms is my way van oefening en aktief wees en goed soos ons gaan nie 'n dag of 2 sonder om te oefen nie. Okay, en as jy nou glad nie dink aan ons leefstyl nie, maar jy dink aan ons huwelik self. Nee, maar dit speel in ons huwelik in. So ek was ek maak vir my kos, dan gaan eet ek dit en dan gaan maak ek skoon. Dit het jou frustreer. Jy wil terwyl jy kos maak skoon maak en dan as jy kom eet, moet dit skoon wees en dan eet jy klaar dan gaan was jy jou bord. Nou dit soos daai goedjies het ook nou soos waar ek aangepas het by jou. So ons het soos half ons begin op daai fase kom waar soos okay, wat is goed wat uit jou huis uit gekom het? Soos wat jy van jou huis af gebring het. En wat is goed wat ons van my huis af gebring het. En dan is ek en jy, ons is nou redelik besig om deur daai goedjies te sif, soos hoor jy Ja, maar wat het oefening of Nee, ons maar leefstyl soos- met dit uit te waai? So die feit dat ons nou oefen, die feit dat ons nou soos in die plek netjies hou, maak nie saak of ons moeg of gedruk is vir tyd of wat, ons hou die plek netjies en al daai goeters lig stres van ons af sodat ek en jy nicer met mekaar kan wees. Al het ons 'n moeilike tyd deurgewerk of ding so dit daar was nog nooit enigsins tyd wat ons soos regtig soos gefight het nie.
Ek dink ja, ek sal sê soos ja, En dit en is ook die ding is, ek voel die feit dat ek ook nou oefen, die feit dat ek ook so om nou skorrelgoed te was en weg te pak en die plek netjies te probeer hou. maar En dis goed nou soos die dit hele vraag speel is dan nou gewoon in jy soos dis meer jou love language. Dis goed wat jy baie waardeer. So Maar dit die maak jou nou weer liewer vir my of soos ek sal nie sê liewer nie, maar Maar soos, luister, die hele vraag is na 'n baba, hoe het ons huwelik verander? Soos hoe het 'n baba ons huwelik gechange? maar dit is as gevolg van Keira. Hoe jy verloor my. Dis as gevolg van Keira want baie van my motivering om te oefen het gekom van ek wil hê my kind moet trots wees op my. Ek wil nie hê my kind moet by die skool opdaag en nou is daar 'n ouetjie wat 'n sixpack het oor dat hy soos niks eet nie en sy dink o, Jesus, hierdie ouetjie is. Verstaan jy? Soos ek wil hê sy moet 'n pa hê wat goed gebou is, wat fiks is, wat sterk is, wat of so haar standaarde moet gelig wees. En So jy sal sê ons huwelik het vir die beter verander na ja, want nou soos ook 'n groot ding is mense soos slegte mense in die wêreld, nê, kyk na 'n kind se ouers. En hulle besluit baie keer wat om soos of hulle gaan soos moeilikheid maak met die kind of nie as gevolg van die ouers. As die pa soos daar's hierdie een ou gewees, hulle het met hom 'n onderhoud, hy hy was nie 'n goeie mens met kinders nie. En hulle het hom gevra, hoorie maar soos hoe het hy gekies wie en wat? Hy het dan net gesê nee, hy het soos gekyk na kinders, maar sy groot indikasie het gesê hy het na die kind se pa gekyk. En uit dit het hy dan besluit wat hy soos wie hy gaan vat. As die pa soos 'n man was, en hy het gelyk asof hy redelik betrokke is, sterk is en daai goeters, dan het daai ou niks met daai kinders gedoen nie. Maar hierdie passivity paas en goed soos dit, dis die kinders wat hy mee moeilikheid gemaak het. So dit is 'n groot ding vir my. So van Keiraatjie het daar 'n baie groot shift in my mentally gekom, maar dan ook as gevolg van Keiraatjie, hoe hard ek sien jy werk met Keiraatjie, is dit soos okay, wat se klein goedjies is dit wat ek kan doen? Ek kan nie soos as jy gaan gym, kan ek gou die nadat jy vir ons middagete gemaak het. So ek kom van die werk af, daar's vars middagete. Ek kan gou eet. Nou moet ek hierso met Keiraatjie bietjie tyd spandeer sodat jy kan gaan gym. Dis toe ons nou nog nie saam gegym het in die middag nie. So nou kry jy bietjie jou tyd af, maar al is dit net 45 minute. In daai 45 minute kan ek met Keiraatjie tyd spandeer, maar ek wil die een pot en een pan vir jou was en afdroog sodat as jy hier instap, dan is die banknetjies, alhoewel jy die banknetjies gemaak het, het ek die banknetjies gelos. Ek het nie op die bed gaan sit nie en die kombuis is skoon, verstaan jy? So daar's sulke goedjies wat ek begin doen het omdat jy so hard werk met Keira, het ek seker goed begin doen vir jou, want dis nie iets vir my nie. Ek het dit al vir jou gesê. Dis nie regtig soos ja, dit is vir my lekker maar dis ook nou nie vir my. Dit pla jou nie reg. Pla my nou nie so regtig nie. Maar dit is iets wat vir jou baie beteken. So daar's as gevolg van hoe jy met Keiraatjie werk en hoe hard jy met haar werk, wil ek ander goedjies doen wat dit vir jou makliker maak. Soos nou, jy kan aan gaan stap en al my skoene is in die kas geberg. Nice. Ja. Ek sal My ook hemp sê is wel nou nog daarso, maar ek sal ook sê ons huwelik het vir die beter verander. Iets wat ek wel sal sê is soos ons het definitief ook deur tawwe goed gewerk. Dis nie dat dit nog heeltyd net maanskyn en rose is vandat sy gebore is soos met ons huwelik saam nie. Soos obviously daar's goed wat ons moes deurwerk. Daar's goed wat die Here wat ons by die Here se voete moes gaan sit. So daar's definitief moeilike goed wat ons tog moes deurwerk. Maar vir een of ander rede kan ek nie nou eers onthou nie. Ek kan ook nie regtig onthou nie, maar die prentjie wat ek het is ons het te veel gefokus op Keiraatjie
Ons het vergeet dat jy 'n mens is en ek 'n mens is. So al ons aandag en goed het net gegaan op kyrytjie en as iets nie reg gaan nie, is dit die ander persoon se skuld gewees. En totdat ek onthou daai eendag nog gechat het en toe van toe af is dit soos al waar die penny vir my en jou gedrop het, soos luister hierso. Ons moet nou dis raad wat ek het, is soos kind moenie aanpas by jou. Jy moenie aanpas by 'n kind se leefstyl nie. Die kind pas aan by jou leefstyl. Obviously jy gaan nie net kan aangaan soos wat jy aangegaan het nie. Dinge soos jou keuses het nou gevolge, so jy moet dinge aanpas, maar jy kind pas by jou aan. Jy maak dit net sodat die kind by jou kan aanpas. En ook moenie vergeet dat jou beter helfte ook mens is nie. Jy moet nog steeds bou aan jou verhouding met jou beter helfte, want die dag kom wanneer jou kinders uit die huis uit gaan. En om dan eers weet soos crap, wie's jy? Okay, nou moet ons eers weer begin verhouding bou. Dis wanneer meeste mense deur daai tyd gaan van soos hoor jy okay maar. Ons Ek het moet mekaar ook ontleer. sê, soos vanat ons, soos dis regtig eintlik waar wat jy sê, vanat ons saam begin oefen het ook, ek voel probleme of misverstande wat ons met Kyra het, baie makliker opgeklaar, omdat ons in baie beter spirits is, omdat ons oefen. En ons Verstaan kommunikeer jy? beter. Maar ek moet sê, en dit is wat nou die dag gebeur het, ek love dit, om saam met jou te gaan draf. Want dis die lekkerste chats wat ons het. So toe nou, wat was dit, eergister, toe is dit soos, okay, ons het hierdie groot besluit wat ons nou het, en al wat ek kan aan dink is, Jeser, ek wil saam met jou draf, en dan wil ek dit met jou bespreek. En dit was my mindset gewees. En toe het lewe gebeur en ek het toe baie lank gevat en toe moes jy toe gaan draf en net vir my sê soos hoor, so maak ek draf alleen. So hou net my foon dop en toe moes ek flip en space om my fiets te kry net om by jou uit te kom. So dit was toe en toe is ons nie in 'n chat mood gewees nie. So ons het nie gepraat nie. Ja, in elk geval. Wat sal jy sê het ons gehelp om connected aan mekaar te bly? Let's talk about sex, baby. Om connected te bly. Hier is iets wat ek net wil sê en ek het dit op 'n ander podcast ook gesien en dit is die realiteit van dit. Ek dink, ek weet nie heeltemal soos die biomechanics agter dit nie, maar iets wat ek gesien het van wat 'n vrou gesê het is dat as jy borsvoed is jou levels van libido soos baie laag. En ek moet sê soos dit is tog 'n realiteit vir ek dink soos mammas wat borsvoed is. Obviously jou intimiteit na 'n baba soos ek wil sê nie baie anders nie, maar soos nommer 1 jy maak nie regtig tyd vir dit nie want jy's doodmoeg. Jy is sleep deprived, wat ook al. Maar die ander kant is soos jou libido is of jou hormone is all over the place. So ek dink ook dit het my 'n rukkie gevat om nie, hoe kan ek dit verduidelik, soos ja, ek weet nie, maar ek voel dit het tog ook 'n impak op 'n huwelik na 'n baba. Ja, kyk, Want 'n vrou se hormone is letterlik all over the place. ek wil net dit ook noem vir mense wat laat hulle weet, luister hierso, voordat jy getrou is dit asof ag man, jy weet nie hoe kan mense dit want Jy weet nie hoe kan mense wag tot ja, dit, maar of soos hoe ook soos ag man, hierdie wat mense praat van soos hulle het intimiteitsprobleme in hulle huwelik en hoe werk dit? Dit is daar's niks fout met ons nie, ons wil. Maar dan want dis letterlik die duiwel wil hê jy moet dit doen voordat jy getroud is. Maar dan wanneer jy getroud is, dan try die duiwel alles laat jy dan sit nou soos Uno reverse. Dan wil hy try laat julle nie, want dis juist wat die Here wil hê julle moet doen terwyl as julle getroud is. En ons is deur daai fases. En ek dink die Here het dit gebruik om ons voor te berei en half te leer en vir hierdie stadium wat dit nie die duiwel is nie. Hierdie is realiteit. Realiteit. Dit is dis fisiese, partykeer is jy net te moeg. Partykeer soos
Verstaan jy? So, maar dan is dit nou nie van soos yesterday, okay, maar jy is nie meer lief vir my nie, of jy van my nie sexy nie, of verstaan jy, so dat soos, ons het glad nie enigstens enige probleme, en dis weer eens waar ons dankbaar kan wees vir die Here, soos in hierdie tyd, ek het nie een keer ge-worry oor jou, of ding soos dit nie, partykeer is ek bietjie frustreerd, maar dis okay. Maar as ons nou moet vat, okay, so hierdie is nou die fisiese closer wat ons nou van mekaar praat, maar of wat ons nou soos met mekaar share. Maar as ons nou moet praat oor soos hoe ek voel ons ook connected gebly het, is regtig soos ek voel ons ons het ook ons dae en weke gehad wat ons verhouding met die Here afgeskeep het en wat ons gesê het ons gaan nagmaal hou en dan doen ons dit nie. En ek voel dis juist in daai tye wat ons regtig nie goed gedoen het nie. Die tye wat ons dit afgeskeep het. Maar vandat ons regtig weer 'n punt daarvan gemaak het en gesê het ons skiep nie soos dienste om te werk of ons soos nou kerkdienste of ons maak moeite om saam te bid en saam Bybel te lees en verstaan. Ja, dis 'n ding is, soos elke aand lees ons Bybel en ons bid saam. Ja. Al bid net een van ons bid saam, dit is, maar dit het lank terug gebeur wat dit net een van ons is wat bid. Ja. Maar daar's goed wat ek moes deurwerk met die Here, wat, obviously, maar dis nou 'n topic vir 'n ander dag, maar die ding is net, ek dink dit is ook grootendeels hoe ons connected aan mekaar gebly het, is deur oefen. Obviously deur intimiteit, maar ook deur die Here. En ook deur om klein goedjies vir mekaar te doen. Soos vir my, as ek hier aankom en daar is vir my kos. En vir jou, as jy van die gym afkom en die kombuis is redelik netjies. Of soos gisteroggend, jy het nie regtig eergisteraand enigstens geslaap nie, maar gisteroggend was ek net soos, ek was doodmoeg, ek kon nie opstaan nie. En even iets klein soos jy wat net vir Kyra gevat het en die voormiddag kom sit het, laat ek net 'n uur of 2 langer kan slaap, soos even sulke goedjies is, ja, ek weet nie, of dit is soos as ek nou regtig sien die dag jy's moeg en jy wil dalk 'n middagslaapie gaan vat om haar dan te vat en nie soos, ja, ek weet nie, dis net soos, hoe kan jy mekaar die beste help, uithelp, want julle albei is besig om 'n kind groot te maak. Ja, dis die ding, soos, jy is besig om deur goed te werk, en ek is besig om deur goed te werk, en maak nie saak hoe moeg ek is, of hoe moeg jy is nie, jy neem my nog in ag, en ek probeer jou in ag. Ja, ons kry dit nie altyd reg nie. Ja, en hierdie is nie nou om te sê ons doen alles perfek nie. Ons het ook al baie goed soos ons het ook al baie gesukkel en frustrasie gehad en ons is ook al kwaad vir mekaar en argumente en goed, maar mense is nie in 'n regte, ek sal sê, dis juis as jy nie kan kwaad wees vir my en ek nie kan kwaad wees vir jou en deur dit werk nie, dan is ons regtig in 'n loving relationship. Wag, hoe bedoel jy? Wat bedoel jy? Wanneer jy kwaad is vir my, nê, is gewoonlik wanneer ek iets gedoen het wat jy regtig nie like nie. En dis ook hoekom dit so flippend belangrik is die communication, want jy kan nog steeds kwaad wees vir my, dit is fine, maar die ding is, jy moet dan dit vir my oordra, want ek is lief vir jou, so ek gaan nie weer iets wil doen wat jou kwaad maak nie, wat jou upset nie. So, deur om vir mekaar kwaad te word, is eintlik cues vir die ander persoon om jou beter te leer ken. Maar dan is dit, jy kan nie net kwaad word en shut down en nie praat nie, wink wink. Jy moet dit share vir jou beter helfte, want ek share dit, ek vat dit 'n paar dae. Ja, maar dan help dit nie, want dan sien die ja, dan het ek lank op dit gesit en broei en goed. Ja, so, maar dit maar ek sou sê ek raak deesdae beter daarin om dit te kommunikeer, al is dit in 'n sarkastiese manier. Ja. Een ding wat ek wel moet noem, wat jy nou nie 'n vraag van gevra het nie, maar ek het gister tot die besef gekom, is, en ek is nou, ek weet nie of ek iets sê of ek jou iets vra nie. So, ek gaan mos en sê mos soos, nee, weet jy,
As ek geweet het so lekker om kinders te kry, sou ek al 'n matriekkinders gekry het. Weet jy, soos moenie eers trou nie, kry nie kinders. Dis so lekker kinders is. Is jokes. Maar ek dink baie mense dink partykeer jy joke. Ja, maar nou het ek my joke aangepas na soos weet jy, honeymoon baby. Kry 'n honeymoon Ja. baby. Moenie wag nie, Dis kry 'n vir my honeymoon baie baby. beter. En Jy het jou joke aangepas. nou ek het nou al 'n paar keer met mense wat ek al soos gechat het en gesê het soos nee hoorie honeymoon baby. Agtergekom soos hoorie okay, maar baie van daai mense try al lank. Ek het gister met iemand gechat wat soos gesê het nee wel, hulle try al 2 jaar. Is nou R5000 se doktersrekening wat hulle deurwerk vir medikasie en goed so dit om nou so nou toe sit soos al okay. My hart as ek sê honeymoon baby is soos regtig dit is kinders moenie wag nie. Moenie wag om kinders te kry nie. Kry Dit kinders. verryk jou lewe. Dit is regtig die moenie sê nee, ons wil eers bietjie saam lewe en bullshit. Kry 'n kind, lewer dit saam want dis nou die tyd wat julle nog jonk genoeg is om mekaar te kan geniet saam met jou flipping kind. Dink net die memories wat jy saam met jou kind kan opbou en dan wanneer jou kind 20, 25 is jy 40, 45, wat ook al, jy's nog jonk genoeg om rond te hardloop saam met jou kleinkinders en. So dis die hart waar ek van soos as ek sê, want dis regtig hoe ek voel soos moenie wag nie kry. Ek is spyt ons het daai 5 maande gewag of wat ook al. Nou chat ek met hierdie mense nou soos vind ek uit nee, hoorie so yesterday maar in daai kere wat ons daai vorige tye gechat het hulle net soos ja, ag nee, weet jy, en hulle het maar so gebrush off, maar dit was actually 'n tyd wat hulle getraai het. Ja. En hulle wag nou nog. Ja. En dit het my so shit, Michael. Ja. So maar nou weet dit ek is nie. nee, jy het wanneer jy daai joke maak is jy het goeie intensies. Jy sal nie kan weet as iemand nie met jou share dat hulle sukkel nie, soos hoe sal jy kan weet? Jy sal nie kan weet nie. So hulle moet maar net jou hart vertrou. Dit is jy sê die rede hoekom jy die joke maak, ek kom uit 'n goeie plek uit. En I mean dit motiveer hulle dalk nog meer om te sê okay, maar as dit vir ons gebeur eendag, soos kyk die joy wat dit vir ons gaan bring. Verstaan? So jy sal nie kan weet as iemand nie vir jou sê nie. En jy kan nie jammer sê vir iets wat jy nie weet nie. So nee, ek dink jy hoef te erg op dit. Maar in elk geval. Okay, next question. Ja, kom spring net jy. Ja. Positief sin. Hoe is dit vir jou om my te sien 'n ma word? Soos hoe is die prentjie vir jou? Ek wil net 'n ma van 2 maak. No, thank you. Not now, too soon. Dis ook nog 'n ding, baie mense joke as hulle sê ek maar wanneer kom die tweede kind of wat ook of hulle joke seker nie maar. En hierdie is regtig my Glo ding. my ek draai. Nee. Hierdie is regtig my ding. Ek is baie lief vir Kyra en ek soos as ek moet vat hoe lief ek vir haar is en hoe baie joy sy vir my bring, soos wil ek klomp kinders hê. Maar nommer 1 of ja, die eerste baie belangrike ding vir my is ek vertrou dat die Here gaan voorsien, maar ek gaan ook die realiteit in gedagte hou van finansies en hoe duur goed is en ek wil nie noodwendig dat ek wil nou wil hê my kinders moet alles kan hê nie, maar jy kan ook nie jou kinders so onreg aandoen as jy nie eers weet wat jy gaan eet in die aand nie, kan jy nie net aanhou kinders kry nie, verstaan? So en dis wat medies. ja, medies is ook 'n baie so daar's basic needs wat ek voel 'n kind moet hê en as jy dit nie vir jou kind kan gee of vir al jou kinders wat jy het, so sê net ons het 2 kinders, maar ons kan nie bekostig om vir die tweede kind 'n ordentlike mediese fonds te betaal nie. Ek gaan nie dan 'n derde kind kry nie. Verstaan? Behalwe as dit regtig nou die Here se wil is en dit gebeur, maar so hierdie is dis regtig my ding is soos
ek vertrou op die Here om te voorsien, maar die Here het jou ook logika gegee en jy moet ook na die realiteit kyk van soos okay, maar Kyk, okay, maar wag, so nee, dit maar is maar 'n Bybels beginsel van dit wat jy nou sê is don't tempt. Jy moenie God tempt nie. So dis juist daarso wat die duiwel vir Jesus gevat het na die hoogste gebou toe en gesê het spring, wat die Bybel sê, jy sal nie eens jou toon op 'n klip stamp nie. En toe sê Jesus ja, maar die Bybel sê ook jy tempt nie God nie. Nou wanneer jy kan nie nou net aangaan en goeters doen en verwag die Here moet net Maar hoekom ek Sorg nie nie. elaborate op hierdie nie is, want ons het in die vorige episode oor dit gepraat waar ek en jy gepraat het oor jy wat pa geword het. Ons het oor dit gepraat. So Ja, as ek julle weet dit nie. wil gaan kyk, kan julle daai episode gaan kyk. nou ja, so lank terug ek is mos nie gereeld hier op die podcast nie. Ek moet net gaan kinders oppas. Maar in elk geval, so dis die een ding. Die ander ding is swangerskap was regtig nie vir my lekker nie. Soos ek het regtig gesukkel en dit is nie iets wat ek nou weer wil soos nou dadelik weer wil deurwerk nie. Ek voel die Here moet my nog baie eers meer prepare voor ek weer gereed sal wees om swanger te wees. En die ander ding is ook is soos jy werk Klink net postpartum. of ons 'n keuse vir jou moet wegvat. Ons het postpartum het ek so hard nou gewerk om weer gewig te begin verloor en soos regtig te try in shape kom en ek selfishly is nie nou gereed om dit weer op te gee. Is daar enige iets wat jy wens jy beter verstaan het oor postpartum? Ek onthou aan die begin het jy nie eens geweet wat beteken postpartum nie. Onthou jy? Ek dink dit was in die vorige episode op ons of die eerste keer toe jy in die podcast was, saam Bernard. Toe praat ons oor postpartum. Toe sê sy wat's postpartum? En dit beteken obviously nou jy baba gehad het mos. Die tydperk nou jy baba gehad het. So, is daar enigiets wat jy soos wens jy beter verstaan het van my postpartum journey? Want ek sal ook Dis wat nie ek nog steeds beter wil verstaan is jou hormone. Want dit voel vir my regtig en ek is baie teleurgesteld in die dokters is hulle sal net goed gee vir Goed gee postpartum vir- depression en goed, ja. maar daar's nie een dokter wat eintlik soos luister so kyk kom. Ja, hierdie Kom ons jy balanseer jou kon sê jy het hormone. postpartum depression, maar dit is net hormonaal. Dit is nie jy het hierdie soos anxiety Siekte, of ja. depressie of jy weet soos wat die media mos nou aangaan. Dis nie dieselfde nie. Maar postpartum depression is legit, maar dit is net hormonaal. Dit is jy het nou hoe lank flippin babietjie in jou gehad wat jou liggaam alles van soos seker maak die babietjie kry alles. So as jy nie reg eet nie, so kom ons sê jy kry net 50 gram proteïene in. Jou baba vat 45 gram proteïene om te groei, dan kry jy letterlik 5 gram proteïene. So jou liggaam maak seker die baba kry alles wat die baba nodig het, dan die res is maar wat die ma left is mee. So daar's klomp goed wat 'n vrou se liggaam deurgaan rakende van swangerskap. Die hormone wat so whack is. Dan's almal soos nee man, drink net hierdie pilletjie en vir 6 maande en dan kyk ons na dit. Fine, 6 maande klim jy van die ding af. Jou goed is nog steeds whack en dan o nee, maar weet jy hierso klim op hierdie pilletjie of gaan aan met hierdie pilletjie. Presies bullshit. Doen julle werk, trek bloed, kyk wat se hormone is op en af en fix dit. Gee goed, gee wat se vitamiene en even inspuitings wat mense soos okay hoor hierso ek sien hierso is hierdie hormone bietjie whack. So kom ons kry hierdie goedjies net weer up to date. Bring hierdie een bietjie af, bring hierdie een bietjie op en goed soos dit. Wat baie saam met dit gaan en ek verstaan dit en dit is nou weer hele rant seker van soos testosteron en goed soos dit met mans is baie keer sal hulle soos mans of wat ook al net begin testosteron spuit soos TRT of dit, maar die way hulle eet, die way hulle slaap, die way hulle oefen, hulle leefstyl, hulle het baie stres. Soos even TRT gaan nie help vir dit nie. Wat die grootste ding kan doen aan jou soos testosteron as 'n man is jy moet reg eet, jy moet genoeg slaap en kry, jy moet reg soos jy moenie
Okay, maar dis soos jy bietjie moet moeilik oefen en met 'n goed. newborn as Ja, jy ja, maar die is nou glad nie te doen met 'n newborn nie. Ja. Maar dit is nou dieselfde met 'n ma. Soos daar is nie net pille wat soos 'n koor, so drink hierdie een pilletjie en dan sal dit al hierdie goed regfiks nie. Dit gaan tyd vat, maar jy moet nog steeds fokus op soos om gesond te eet. Jy moet nog steeds fokus om te kyk oor jou om so slaap in te kry. Ja, dit is moeilik met 'n baba. So kry soveel slaap in soos wat jy moontlik kan. Maar 'n groot ding wat jy as ouer, as jy as ma kan doen is eet. Kyk wat jy eet. Moenie net gaan takeaways eet en gaan sweets eet en crap eet nie. Kry ordentlike kos in. Want dit gaan dan dit gaan oorspoel na jou kind ook as jy borsvoeding goed so dit. Verstaan jy? Ek moet sê vandat ons begin oefen en soos beter eet het my angstigheid baie verminder. En kreatien asseblief julle, gebruik kreatien. Elke liewe vrou. Ek worry nie of jy 10 is en of jy flip in 75 is nie. Of jy 'n ma is en of jy borsvoed of swanger is of gebruik Mag jy kreatien drink as jy borsvoed? Maar Monohydrate. Niks anders nie, kreatien so ons het monohydrate. nou uitgefigure is kwaad vir die dokters, En maar gebruik kreatien. is daar iets postpartum nog steeds wat jy of my sien deurwerk het wat jy wens jy dalk beter kon my support of beter handle of soos net raad vir pa's out there van wat 'n vrou het of 'n Ek ma. was redelik nogal on point. Ek was Yesterday. nee, Net raad wat jy het vir pa's out there wat nou soos 'n vrou het wat deur postpartum gaan. Of soos iets wat jy wens dalk jy beter gedoen het. ek gaan 'n bietjie moet dink want ek weet daar is goed. Ek weet daar's baie plekke wat ek die bal laat drop het. Is net my PTSD het laat ek dit vergeet. PTSD. Ek dink maak moeite om jou kind op te tel. Ek dink al beteken dit sy huil of gaan nou huil of 'n ding soos dit en jy opset daar en die ma skwaad vir jou want sy was rustig geweest, hoekom moet jy nou tel jou kind op? Ek dink dit is 'n ding soos aan die begin is hulle so slaperig en half hulle slaap baie en goed. En ek weet aan die begin het dit vir my gevoel soos jy doen nie regtig moeite om met haar te speel of tyd met haar soos jy tel haar net eintlik op, maak haar nie slaap en sit haar terug. Of verstaan, dit het nie regtig gevoel jy doen moeite met haar nie, maar aan die ander kant kan ek ook verstaan soos dit aan die begin slaap hulle super baie. Hulle is nie super interactive nie. Wat ek nou beter verstaan, maar in die oomblik het dit gevoel soos jy wil nie regtig iets met haar te doen hê nie. Waar ek seker dit is nie wat dit was nie. So ek sal ook sê Dit het soos nou al 'n bietjie verbeter. Ek Ja, weet, dit soos, is nie nou nou- soos Ja. definitief. Ja, nee, jy soos jou en Kyra se verhouding is vir my so oulik. Sy's mal vir my as jy my sien. Ja. O, nee, dit is so sê dan sal sy soos hier so na eiertjie en jy's besig om iets te doen en goed en dan as ek soos hier om die hoek kom en sy sien my Dit is die lekkerste ding, mate. Okay, so om af te sluit. Watse raad sal jy vir soos huweliksmaats out there gee wat nou net 'n baba gehad het? soos raad wat die wêreld kan gebruik of raad wat eintlik werk. Obviously wat eintlik werk. Lees julle Bybel saam, bid saam. Dis dit. Daar's niks. Daar's absoluut niks wat jy kan doen wat beter gaan wees as dit vir julle huwelik, vir julle kind. Niks nie. Daar is nie, weet jy, staan soveel kere aand op, soos laat jou vrou 2 keer opstaan, staan jy 1 keer op, as jou vrou opstaan gemaak te jou, dis bullshit. Daar's niks wat jou so goeie raad sal wees soos om te sê, luister hierso, bid saam en lees Bybel saam. Maar jy moet nog steeds op jou eie ook. So, dis 'n blerrie belangrike ding wat ek dink mense dalk partykeer mis, soos ja, hulle lees saam Bybel en hulle bid saam en dan sien hulle dit nie as hulle het Bybelstudie gehou. Hulle is nou boksie getiek vir die dag. Dis nie eintlik dis nie reg nie. Jy moet nog steeds alleen tyd met die Here. So jou hoof fokus is dat jy alleen tyd by die Here kry en dan jou tweede fokus is om saam met jou beter af te dan ook tyd by die Here te kry. Ek dink raad wat ek net sal gee uit soos 'n ma se perspektief wat dit is dalk nou 'n bietjie meer soos wêreldse raad.
is So jy As- gaan nie so goed wees soos my raad nie. nee. En dis eerste, maar hierdie is tweede is moenie sleg voel om hulp te aanvaar nie. As 'n ma, as 'n nuwe ma. Moenie daar's al baie keer wat mense aangebied het om na Kyra te kyk of veral toe sy nou nog baie klein en soos fragile was. Soos ek wou 24/7 ba wees, ewen nou nog. Soos dit is vir my baie moeilik om soos hulp te aanvaar. Dit begin nou vir my makliker raak om op by my ma af te laai. Maar ek onthou die eerste keer wat ons op by my ma moes aflaai, ek het my ma elke halfuur gebel. Ek was heeltyd soos ek voel heeltyd skuldig as sy na iemand toe gaan. Maar ek dink postpartum soos jy het mense nodig wat jou ondersteun en wat jou support en wat jou help. Jy moet net daai hulp aanvaar. En dis iets ek was nog nooit goed daarin om ek voel altyd skuldig as iemand anders my moet help met iets. So dis iets wat ek sal sê is aanvaar daai hulp. Okay, so laaste, gee 'n recommendation van die week. 'n Goeie recommendation. Dit hoef nie baba related te wees nie. Ja, ek Dit kan enige so iets waardevol bou jou wees. Garmin ekosistem op, maar as jy bietjie kyk na finansies, want obviously Garmin is bietjie duur. Daarso is 'n ander daarso's my foon. Daar's my foon. Daarso's 'n ander ek sal laat Anke die naam hierso insit. Hier insit. Wat goedkoper is, maar ook baie goeie kwaliteit. Ek probeer dink wat het ek, maar daar's nie regtig iets nuuts wat ek begin gebruik het nie. Ek dink ek sal seker recommend soos hierdie lekker sweetpakkie wat ek nou aan het. Is eintlik En kry die broek by, al is dit flippend R200 by Pep. Wanneer Ja. het Pep so duur geword? Nee, maar dis Ons is by eintlik Pep. die kwaliteit soos vir Pep is regtig eintlik Ja, nogals baie. dis soos goed. 'n cotton on. Ja, cotton on vibes. Vibes En een by van die daai Pep. Ocean Active vibes. Ooh, jy moet nou te veel Ja. sê nie. Okay, maar as jy reg om te cheers. Ek wil nie die laaste sluk vat nie want daar's 'n haar van Hazel hier binne. Dat kan amper gedrink. As jy lief is vir hy. Cheers vir eers, dis koffie vir twee. Jy sê dit altyd so stadig.